Ek wil vanmôre met julle praat oor ons God wat vir ons sorg. Ek meen daar is soveel dinge wat teen ons werk partykeer, daar is soveel dinge wat ons bekommerd maak, ons finansies, ons gesondheid, ons verhouding, ons is onseker oor ons toekoms en let's face it, ons toekoms is maar 'n bietjie shaky op hierdie stadium. Maar God herinner ons in sy woord dat ons nie alleen hoef te wees nie, dat hy vir ons voorsien, dat hy vir ons gee wat ons nodig het, dat hy ons Vader is en dat hy lief is vir ons. Matteus 6:26 is seker een van die beste voorbeelde. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en oes nie en maak nie in skure bymekaar nie en tog sorg die hemelse Vader vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? En ek het al baie voëls gesit en dophou en ek dink elkeen van julle ook. Kyk, hulle is baie slim. Hulle weet baie dinge om te doen en alles, maar hulle beplan nie regtig vir die toekoms nie. Hulle gaan net met hulle elke dag se lewe, dit gaan vir hulle oor nou. Want hulle weet dat God vir hulle voorsien. Die Bybel leer ons dit. Wat meer is, in Filippense 4:19 sien ons, my God sal in elke behoefte van julle voorsien volgens sy wonderbare rykdom in Christus Jesus. Met ander woorde, God se voorsiening is nie beperk nie. En hy voorsien nie net in ons geestelike behoeftes nie, hy voorsien nie net aan dit wat ons nie kan sien nie, maar hy kan ook voorsien in die fisiese goed wat ons nodig het. Soos ek gesê het, God se voorsiening is nie beperk nie. Sy rykdom en sy genade kan nie gemeet word nie. Hy sal jou gee wat jy nodig het, op die regte tyd. Dit beteken nie, alles gaan altyd hankie-dorie gaan nie. Dit beteken nie, ons gaan altyd sonder moeilikheid wees nie, maar dit beteken dat ons God besig is om vir ons te werk, dat hy vir ons omgee, dat hy vir ons lief is. En seker die bekendste psalm in die wêreld herinner ons daaraan. Die Here is my herder, ek kom niks kort. Nou dis weer eens een van Dawid se getuienis psalms. Hy praat hier uit ondervinding uit. Dawid het hierdie psalm geskryf uit 'n plek van vertroue, uit 'n plek waar hy al gesien het wat God vir hom kan doen. En onthou, Dawid was 'n herder, so hy het presies geweet hoe 'n herder werk, hoe 'n herder sy skape by die naam ken, hoe hy altyd vir hulle die beste weivelde soek. En hierso sê Dawid, maar God wil vir ons dieselfde doen. Hy wil hê ons moet rus by stil waters. Hy wil hê ons moet groen weivelde hê. Hy wil hê ons moet versorg en beskermd wees. Wanneer ons twyfel en bekommernisse begin oorneem, onthou wie God is. Gryp vas daaraan. God is jou herder. God wil vir jou voorsien. En God kan baie meer doen as wat ons in ons klein breintjies kan dink. Hy het ons nog nooit gefaal nie en hy sal ons nooit verlaat nie. Hemelse Vader, dankie dat U my God is. Dankie dat U vir my voorsien en dankie dat U na my kyk soos 'n herder. Here, ons is maar doodgewone mense en ons sukkel maar partykeer. Help ons om in geloof agter U aan te kom en om op U te vertrou en gee ons die wete dat U altyd vir ons sal sorg. Ons dank U vir U vrede en U vreugde wat U nou vir ons gee. In Jesus se naam, amen.